Goeiemôre geliefdes. Baie welkom in vanoggend se erediens. Wat 'n voorreg om hier saam in die naam van die Here te kan vergader ook vandag. Vanoggend se tema gaan oor liefde. Aan elkeen wat Valentynsdag onthou het en aan elkeen wat Valentynsdag vergeet het. Aan elkeen wat vandag hier ingestap het en geliefd voel, maar ook aan elkeen wat hier ingestap het en ongeliefd voel. Mag ons elkeen vanoggend vandag God se stem hoor in sy erediens en ook in sy woord. Mag ons vandag opnuut bewus word van God se teenwoordige liefde wat ons omvou in hierdie lewe. Mag ons vandag weer opnuut besef, daar is niks in hierdie lewe wat ons kan skei van die liefde van ons Here nie. Ons gaan begin deur staande saam te sing, ons is almal te saam vergader in sy naam. Kom ons sing saam. In Johannes 3 vers 16 staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Mag God ons omvou in sy liefde, sy genade en sy vrede. Mag ons dit beleef en mag ons dit ervaar. Amen. Kom ons sing nou ook ons lofsang saam.
Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie liedere te kon saam sing, te kon bely, God is liefde, en om saam te kon in hierdie tema begin wandel, liefde. Geliefdes, ons gaan vanoggend luister na die wet, die skuldbelydenis en die genadeverkondiging, want God het dit so in sy liefde beskik. En God het ons so lief, dat hy ook vir ons die wet gegee het, om ons te beskerm en sy liefde te betoon. Broers en susters, ons het teen God gesondig, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom, in Markus 12, verse 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer net nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister, Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Geliefdes, in Titus 3 vers 3 staan daar: "Vroeër was ons onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat." Wanneer ons na hierdie woorde luister, geliefdes, die opsomming van die wet en Titus 3 vers 3, dan kan ons nie anders as om te besef hoe sonde en liefdeloos ons somtyds is nie. Kom ons bely nou ons liefdeloosheid, deur saam te luister na die woorde van Lied 235 wat geskryf is van die woorde Romeine 13 verse 8 tot 14. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en aan God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir u, o Here. Geliefdes, nadat ons saam met hierdie lied ons sonde en ons liefdeloosheid bely het, hoor dan ook so die genadeverkondiging uit Romeine 10 verse 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing as skrifsang nou staande saam, Ek weet verseker.
vanoggend is ons preekvraag, wat is die betekenis van liefde? En so geliefdes, leef ons in 'n wêreld en in 'n samelewing wat baie keer 'n verwronge beeld van liefde vir ons skep. Ons leef in 'n wêreld waar soveel mense seer het, waar hulle liefde moes ervaar. Ons leef in 'n wêreld waar as ons die TV aanskakel, liefde op 'n verwronge manier uitgebeeld word. Baie keer op 'n TV-reeks is liefde iets waarmee mens ander mense mee manipuleer. Jy kry wat jy wil hê. Dis die beeld van liefde. Wanneer ons deur sosiale media kyk, dan is die beeld van liefde iets wat hierdie perfekte, volmaakte prentjie is. En so geliefdes, word liefde baie keer misbruik in die wêreld waarin ons leef. Ek sal jou lief hê as jy so optree. Ek sal jou lief hê as jy hierdie dinge vir my doen. Ek sal jou lief hê, maar dan moet jy so wees en so wees en so wees. Ons leef in 'n wêreld met soveel vooropgestelde idees en gedagtes van liefde. En in Afrikaans gebruik ons die woord lief redelik nog breedvoerig ook dan nog. Ek is lief vir my man en ek is lief vir my kinders, maar ek is ook lief vir kos en klere en ek is lief vir my kat of my hond en ek is lief vir my kar en ek is lief vir my huis en ek is lief vir die natuur en ek is lief vir my stokperdjie. Ons gebruik die woord ek is lief vir alles. Of dit mense is en of dit dinge is. Of dit gewoontes is en of dit tydelike dinge is. Ons gebruik die woord ek is lief net vir alles. En dit is wat die Grieks so besonders maak. Want die Griekse taal, waarin die Nuwe Testament hoofsaaklik in geskryf is, het verskillende woorde vir Grieks. En ons gaan vanoggend fokus, wanneer ons 1 Korintiërs 13 lees, op die woord agapai. Agapai beskryf 'n goddelike en 'n heilige liefde. Agapai beskryf 'n selfopofferende en 'n selfverlonende liefde. En dit is dieselfde woord vir liefde wat ook in Johannes 3 vers 16 voorkom. Dit wat ons vanoggend in die seëngroet gehoor het, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Dis die tipe liefde waarvan daar gepraat word, wanneer ons na agapai liefde kyk. Nou die interessante is dat agapai liefde 64 keer in die Nuwe Testament voorkom. Dit is eintlik baie. 64 keer. En dan ook, wanneer ons deur die Bybel blaai, Ou en Nuwe Testament, en ons kyk hoeveel keer kom die woord liefde, of liefgehad, of lief hê, of wees lief voor, dan is dit meer as 500 keer in die Bybel. Meer as 500 keer. So ja, liefde is 'n belangrike tema in die Bybel. En daarom gaan ons na een van die bekendste tekste kyk, wat gaan oor liefde. 1 Korintiërs 13. Nou ek het al die voorreg gehad om hierdie teks te preek as 'n troupreek. Al vir 'n paar paartjies. Baie jong getroude verloofdes of paartjies kom na mens toe en sê, maar hulle is 1 Korintiërs 13.
Dis die tipe liefde wat hulle wil uitleef. Ek het ook al die voorreg gehad om hierdie teks te gebruik vir 'n begrafnis. Wat 'n besonderse voorreg. 1 Korintiërs 13, geliefdes, is nie net 'n teks vir troues of begrafnisse nie. Is nie net vir huwelike nie, is nie net vir enkellopendes nie. Is vir ons, vandag, vir elkeen wat hier sit in die gemeente. 1 Korintiërs 13 kom vertel vir ons van die liefde van die Here en hoe ons ook liefde moet uitleef. Kom ons luister na die woord van die Here. 1 Korintiërs 13, die eerste 13 verse. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stink, klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om die God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar net gedeeltelik, en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien was. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Geliefdes, hierdie woorde wat Paulus skryf is regtig woorde wat ons vandag weer en weer kan lees. Woorde wat werklik vir ons beskryf wat ware liefde is. Geliefdes, maar hierdie brief het Paulus eerstens geskryf aan die gemeente van Korinte. Hierdie gemeente skryf hy se liefde moet meer sigbaar wees. Paulus gebruik die beeld in hierdie brief wat hy skryf en hy sê, elkeen is deel van die liggaam van Christus. En elkeen kry unieke gawes en unieke talente. En so is dit net moontlik dat elkeen
hulle self kan uitleef in daardie liggaam as daar liefde is. Die liggaam kan selfs slegs funksioneer wanneer daar liefde is. En Paulus kom dan ook in hierdie brief en hy vra, waarom kry ons gawes? Waarom kry ons hierdie talente wat die Here vir ons gee? En dan gee hy in 1 Korintiërs 12 vers 7 die antwoord. Hy sê, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Tot voordeel van almal. Gawes en talente is nie gemaak om vir onsself te hou en om daarmee selfsugtig te wees. God gee dit vir ons om dit te deel, om dit te deel in die liggaam waarvan ons deel is, tot voordeel van almal. En so geliefdes, skryf Paulus dan verder en hy sê dat ons kan almal hierdie wonderlike gawes en talente hê. Maar as ons nie dit in liefde gaan uitleef nie, beteken dit niks. Ons is niks sonder liefde nie. En so gee die Here deur sy diensknegt Paulus 3 belangrike eienskappe van kerk wees en gemeenskap wees, hoe om belydende lidmate te wees van 'n gemeente. En dit kom neer op die 3 punte wat hy ook in vers 13 sê, geloof, hoop en liefde. Want ons almal het die gawe van geloof gekry. En ook het ons ander gawes deur die Gees gekry. Ons glo en daarom kan ons 'n verhouding met die Here hê. En tweedens het ons hoop as 'n liggaam, want Christus is ons hoop en hy het self gesê, die kerk is sy bruid. En derdens, liefde. Want sonder liefde is ons niks nie. En met liefde moet ons dien en volg. 3 belangrike eienskappe. 'n Kerk, 'n gelowige, van geloof, van hoop en van liefde. Wanneer ons na hierdie brief kyk, dan sien ons in die gemeente van Korinthe was daar regtig baie probleme en uitdagings gewees. En Paulus skryf dan vir hulle raad en oplossings oor elke liewe uitdaging en probleem wat hulle beleef in hierdie brief. Maar elke keer kyk Paulus na die kruis, na die liefde van Christus, en dan skryf hy vir hulle die raad en die oplossing en die wysheid neer wat hulle nodig het. Maar hy kyk elke keer eers na die kruis. En so vandag kan ons met die gemeente van Korinthe vergelyk. Ons het ook almal uitdagings in ons lewe. Probleme, onsekerheid. Hierdie boodskap is ook vir ons vandag. En die beeld waarna ons ook moet kyk, is die kruis. In alle omstandighede moet ons eerstens na die kruis kyk, die liefde van Christus wat hy deur die kruis vir ons openbaar, voordat ons besluite neem,
voordat ons keuses maak, voordat ons vorentoe gaan. Soek eers die kruis. En Paulus sê dit duidelik hier dat die liefde wat die kruis vir ons openbaar, is nie 'n gevoel nie. Dis 'n keuse. Dit het 'n sekere vorm, 'n sekere rigting, en dit kos iets. Dit het 'n prys. Liefde is die kruis. En so geliefdes, wanneer ons kyk na die kruis, dan openbaar dit vir ons hoe die liefde in ons elkeen se lewe ook moet lyk. Wanneer ons kyk na die kruis, is daar 'n vertikale deel en daar is 'n horisontale deel. In die vertikale deel van die kruis gaan dit oor die liefde tussen God en mens en tussen mens en God. Maar in die eerste plek het God daar die liefde aan ons openbaar, aan ons gegee. En sonder God se liefde sal ons nie weet wat liefde is nie. God neem inisiatief en deel met ons sy liefde en ons reageer deur hom terug lief te hê. Ons word hier herinner aan die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê bo alles. Want hierdie is 'n baie belangrike verhouding. Want sonder hierdie verhouding is die horisontale verhoudings nie moontlik nie. Liefde tussen mens en mens. Die horisontale deel van die kruis is 'n liefde wat nie teoreties is nie, maar 'n liefde wat sigbaar moet wees in alle verhoudings. So kom ons kyk na die kruis. Hoe lyk ons liefdesverhouding met die Here en hoe lyk ons liefdesverhouding met ons naaste en onsself, met mekaar, in die gemeente? Die kruis het ook 'n middelpunt. 'n middelpunt. Wat wys, daar is 'n offer. Dit is wat die middelpunt simboliseer. Jesus het aan die kruis gehang, nie omdat hy swak was nie, maar omdat hy lief het. Liefde vra van ons iets. Liefde vra opoffering, dit vra tyd. Dit kos partykeer vergifnis, trots, gemaklikheid, erkenning. Want in die middelpunt gaan liefde oor opoffering. 'n Opoffering en 'n hart wat bereid is om te dien en te gee. Geliefdes, wanneer ons na die kruis kyk, dan hoor ons Jesus se woorde in Johannes 4 vers 8 wat sê, God self is liefde. Dit is wie God is. God self is liefde. En hy leer ons dat sy liefde onvoorwaardelik is. Hy leer ons dat sy liefde onveranderlik is. Hy leer ons dat sy liefde onverdiend is. Ons kan nie sy liefde verdien nie. God leer ons dat liefde selfverlonend en selfopofferend is.
Dat dit 'n liefde is wat genees, 'n liefde is wat vry maak. Dit is hierdie liefde wat God met ons elkeen deel. En dis in hierdie liefde wat hy die gebod gee, ook in Johannes 13 verse 34 tot 35 waar hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Hierdie is die woorde van Jesus na hy die disippels se voete gewas het en die nagmaal ingestel het. Wees lief soos wat God julle lief het. Jesus sê ook in Johannes 15 vers 9 tot 13 die volgende woorde is, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het 'n groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Reg deur die Bybel openbaar God sy liefde aan ons. Hy openbaar aan ons dat hy ons wil omvou in sy liefde. Dat hy sy liefde met ons wil deel, sodat ons daarin kan wandel. Maar geliefdes, soveel keer in ons lewe, voel ons soos hier in vers 12 beskryf word, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. Ons voel baie keer soos Paulus hier beskryf dat ons nie die volle beeld kan sien en verstaan nie. Hierdie dowwe spieël is simbolies vir verborgenheid, vir raaisels, vir worstelinge, vir vrae. Dinge in die lewe waarop ons nie helderheid het nie. Kom ons wees eerlik, ons weet nie alles nie en ons verstaan nie alles nie. Maar ongeag van hierdie dowwe spieël in ons lewe, ongeag van dit wat ons nie verstaan nie, dit wat ons nie weet nie, ongeag van dit waarop ons nie helderheid het nie, sê die Here vir ons, dat hy sy liefde met ons deel. Dat danksy sy liefde ons kan lewe. Al het ons nie al die gawes nie, al het ons nie al die kennis nie, al verstaan ons nie. Ons kan liefde ervaar en beleef. Liefde is en bly die grootste. En daarom wanneer ons in die dowwe spieël in ons lewe kyk, en antwoorde soek en helderheid soek, dan moet ons eerste na die kruis kyk. En ons moet eerste die liefde van ons Here soek, voordat ons in daardie dowwe spieël gaan antwoorde soek.
Die Here wil hê, ons moet sy liefde soek. Dit raak sien, selfs in daardie dowwe spieël. En dat ons sy liefde, daai liefde wat ons so onvoorwaardelik beleef, dat ons dit moet weerkaats. Soek eerste die kruis. 1 Korintiërs 13. Kom leer ons ook hier van selfliefde. Want die wet sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. God wil hê, ons moet homself lief hê, soos wat hy ons lief het. Hy wil hê, ons moet ons waarde sien, soos wat hy ons waarde sien. Maar soveel keer in hierdie wêreld voel ons gebroken. Ons voel net gelief deur mense as ons presteer. Ons voel net gelief deur mense as ons op 'n sekere manier optree of reageer. Ons voel net gelief deur mense as ons doen wat hulle wil hê ons moet doen. Liefde in hierdie wêreld maak dat ons soveel keer verstoot, weggegooi en gebroken voel. Maar die Here herinner ons vandag. Hy het ons uniek geskape, met unieke gawes en unieke talente. Ons is bruikbaar en nuttig vir hom. Bo alles het hy ons lief. En in sy liefde het hy sy seun gegee aan die kruis. Vir elkeen van ons. Nie net vir sommige mense wat ons dink dit verdien nie. Maar vir ons elkeen. Dis 'n liefde wat verstand te bowe gaan. Dis 'n liefde wat ons nie kan begryp nie en nie kan verstaan nie. Liefde wat ons beleef wanneer ons met die Here praat in gebed. Liefde wat ons beleef wanneer ons deur sy woord blaai en dit lees. Liefde wat ons beleef deur Christelike liedere wat ons luister en sing. Liefde wat hy op soveel plekke en deur soveel mense aan ons openbaar. God vra ons om eerste na die kruis te kyk. Dis 'n liefde wat ons gaan verander. 'n Liefde wat ons gaan vernuwe. 'n Liefde wat ons maak soos 1 Korintiërs 13 beskryf. 'n Liefde van verdraagsaamheid, van geduld, van vergifnis, van nederigheid, van diensbaarheid. Die uitdaging vir elkeen vanoggend as hier uitgaan, gaan lees weer in Korintiërs 13. En ek wil u uitdaag om daar waar die woorde liefde staan, daar die woord te verwyder en u naam in die plek van liefde te sit.
Meet uself. Wandel saam met die Here en kyk of 1 Korintiërs 13 'n beskrywing is van u lewe. En dan, wanneer jy dit klaar gedoen het, sit die naam van Jesus in die plek van liefde. Elke plek in 1 Korintiërs 13. Want daar waar ons onvolmaak is in ons liefde, daar waar ons tekort skiet, daar doen die Here nie. Die Here se liefde is volmaak en ewig. Mag ons aan God se liefde vashou, daardie liefde wat ons roep om anders in hierdie liefdelose wêreld te leef. Mag ons harte die liefde van God sigbaar maak in hierdie harde wêreld. Mag ons doelbewus kies, ongeag hoe ons voel, om die liefde van die kruis as 'n lewenswyse uit te leef. Mag ons die kruis eerste soek. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan buig ons hoofde saam in gebed. Here, u woord sê, geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. En daarom, Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, mag ons geloof, hoop en liefde in ons lewe beleef. Maar bo alles, Here, laat u liefde in ons lewe bly. En mag u liefde in ons lewe weerkaats word, sigbaar wees en uitgeleef word. Tot eer van u naam en ook tot seën van mekaar, tot voordeel van ander. Laat ons ander lief hê, Here, bo onsself. Leer ons om lief te hê, soos u ons liefhet. Amen. Geliefdes, ons gaan 'n slotsang saam sing en daarna gaan ons bly staan vir die seëngroet en as afsluiting gaan ons afsluit vandag met die Amen en ons sê dankie ook aan Adrian vanoggend vir die orgel erediens. Baie dankie. Kom ons staan saam vir ons slotsang. Mag geloof julle dra, mag hoop julle versterk, en mag die liefde van God, die belangrikste en die grootste van alles, in julle bly en deur julle leef. Amen.
Amen.